Julle kinders, julle beurt. So kom sit hier voor asseblief. So die storie daar sê, God red vir Rut. Wie het al van Rut gehoor? 'n Paar van julle het al van Rut gehoor. Rut, sy was 'n vrou wat in 'n ver land gebly het. Maar wat gebeur het voor dit? Daar was 'n man, sy naam was Elimelech en sy vrou se naam was Naomi. So dis seker oom Elimelech vir julle en tannie Naomi. En hulle kinders was Maglon en Kilion. En toe kom daar droogte. Dit het nie gereën nie. Nou by ons het dit baie gereën, maar daar het nie gereën nie. En toe as dit nie reën nie, dan kan die mielies nie groei nie en die druiwe kan nie groei nie en die koring kan nie groei nie. So waar gaan jy brood kry as daar nie reën is nie? Jy kan nie. En hulle het in Bethlehem gebly. Nou ek gaan dit nou in die preek ook sê. Bethlehem beteken huis van brood, maar daar was nie brood nie. En toe besluit Elimelech, nee, ek kan nie so aangaan nie. My kinders is nog klein en ek dink ek moet na 'n ander land toe trek. En toe trek hy na 'n ander land toe en die land was Moab. En toe hy nou daar kom, hy het gedink daar gaan ons bietjie meer kos kry en hulle het meer kos gekry. En toe het hulle lekker daar gebly, maar toe is dit eendag nie meer so lekker nie, want toe gaan Elimelech dood. Toe huil Naomi, want haar man is dood. En sy weet nie, hoe gaan sy vir haar kinders sorg, hoe gaan sy vir hulle kos koop en kos gee, want sy kan nie gaan werk nie. Hoe kan sy werk en vir hulle kos gee, want ons nie 'n kleuterskool nie, waar gaan sy hulle los in die dag? En toe sy baie, baie hartseer, maar toe gaan dit weer bietjie goed later, toe hulle ouer word, toe ontmoet hulle meisies. Ooh, en jy moet net sien al hierdie jong mense in ons kerk en die meisies. Dis verskriklik. En hulle raak so verlief en Maglon raak baie verlief op Rut. En Rut hou van hom terug. En Orpa is die ander meisie en sy hou baie van Kilion en hy hou van haar terug. En toe trou hulle. En toe is Naomi weer so bly, toe dink sy ek so bly. En nou kan haar kinders kan nou, hulle is nou groot genoeg, hulle kan nou vir haar 'n bietjie help, want sy het nie 'n man nie. En toe gaan Maglon dood, en toe gaan Kilion dood. Haar man en al twee haar seuns het dood gegaan. En sy het gehuil en gehuil, sy was so hartseer. En Rut was hartseer, want haar man is dood. En Orpa was hartseer, want haar man is dood. En toe eendag toe hoor Naomi, toe hoor sy, dit het gereën, by my ou huis in Bethlehem. Toe dink sy, ek gaan terug gaan soontoe. Want daar kan hulle my nog help, want ek ken hulle, my vriende is nog daar. Hier het ek nou vir Rut en Orpa, maar ek het nie ander familie nie, en ek het nie vriende hier nie. Toe dink sy, ek gaan teruggaan. En as sy in haar eie land kom, die boere, as hulle, sê nou maar dis nou, op die plaas is dit nou tyd om die koring te oes, dan mag jy nie al die koring vir jouself vat as jy die boer is nie, jy moet 'n bietjie los vir die weduwees, want hulle het nie mans wat vir hulle kos kan koop en kan werk en salaris kry nie. Toe dink sy, okay, ek gaan terug soontoe. En toe sê Rut, ek gaan saam, en toe sê Naomi, ek wil ook saam gaan. Toe sê sy, nee, julle kan nie saam gaan nie, ek is baie lief vir julle en ek weet julle is lief vir my, maar trou weer, kry vir julle mans. Ek het nie nog seuns nie met wie julle kan trou. En sê nou maar ek trou nou weer en ek kry 'n tweeling. Of gaan julle dan wag tot hulle groot is? Dan is julle oud en hulle is jonk. Dit gaan nie lekker werk nie. So nee, bly eerder hierso en gaan terug na julle ma se huis toe. Toe huil hulle, want hulle hou so baie van Naomi. Snik, hulle sê, Naomi, ons wil saam gaan. Ons is lief vir jou. Sy sê, ek is lief vir julle ook. Maar ek wil hê julle moet gelukkig wees, en julle gaan net eensaam wees as julle by my is. So, gaan liewer terug. Toe sê Orpa, ek dink jy is reg. Ek moet seker teruggaan en gaan trou. Totsiens Naomi, en toe begin sy weer huil van vooraf, en haal die tissues uit en die sakdoekies, en toe druk sy vir Naomi, en hulle gee mekaar 'n soentjie, en toe loop Orpa uit die Bybel uit. En ons lees nooit weer van haar in die Bybel nie.
Maar Rut het nie uit die Bybel uitgeloop nie. Want Rut het toe so vasgeklou soos gom aan Naomi en gesê, ek gaan nie weg nie Naomi, ek gaan nie jou los nie. Ek kan nie terug gaan, sê sy, Rut, gaan terug na jou huis toe, gaan terug na jou maale toe, gaan terug, Orpa het teruggegaan na haar familie en haar afgode toe, gaan terug. Toe sê sy, ek kan nie teruggaan na my afgode toe nie. Naomi, jou God is my God. Ek wil nie net sê jou God nie, hy is nou my God ook. Ek wil hom dien, ek wil hom volg, ek wil hom ken, ek wil by jou wees. En ook as jy doodgaan eendag, ek sal langs jou begrawe word. Asseblief laat my saamgaan. Toe sien Naomi, ja, dis reg Rut. Kom saam met my. En toe gaan hulle 2 Bethlehem toe. Jy moet nie net sê, Josua, my ma se God en my pa se God nie. Mia, jy moet nie net sê my ma se God en my pa se God nie. En Klaasie, jy moet nie net sê my oupa en my ouma se God, my pa, nee, jy moet sê, hy is nou my God ook. Ek is sy kind en hy is my vader. En julle weet hoe dit werk, nee, julle weet, jy kan nie sê, ek moet net soet genoeg wees en my skoolwerk doen en vir my ma luister en op in my boeties skree op hom en raas met hom. En jy kan nie so in die hemel kom nie. Jy weet dit is Jesus wat aan die kruis gesterf het. En dan sê jy vir hom, ek wil ook sê, nie net my pa en ma se God en my pa en ma se kerk, ek wil sê my God. En ek is nou deel van daai mense. Hulle mense is nou my mense. Julle kan gaan sit.